Hartlike goeiemôre, broers en susters, welkom by hierdie erediens en ook vir almal wat later volgens die internet met die internet sal volg. Dit lyk regtig as 'n mens die nuus volg of die hele wêreld nou uitmekaar val. Maar ons is hier saam om innerlik versterk te word, om mekaar te ondersteun. En bo alles is ons hier om onsself en ons motiewe en ons dade te onderwerp aan hom wat die almagtige regter is van die ganse aarde. En kom ons begin dan om God te loof en te prys deur vooraf te sing van sy ontzagwekkende almag. Ons gaan vooraf sing lied 464, 1, 2 en 4, daarna skrifberuiming 2 vers 1 en 3, en dan die kloeteberuiming van Psalm 84 vers 5. Amen.
Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood. En die heerser oor al die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou as 'n lofpsalm, Psalm 145. En ons sing daarvan vers 2, 4 en 12. En daarna gaan ons saam ons geloof bely en ons gaan dit sommer weer almal hardop saam sê. Psalm 145, vers 2, 4 en 12. Ek glo in God die Vader. Sit. Kom ons luister weer met groot eerbied en ontzag na die wet van die Here en ek lees dit weer uit Eksodus 20 en dan gaan ons daarna antwoord op die wet en sommer ook as 'n voorbereiding vir ons gebed Psalm 66 vers 7 en 8. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie.
Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en die 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdelinge wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Kom ons sing nou Psalm 66 vers 7 en 8. Kom ons bid saam. Heilige en almagtige God, U wat die heelal met U woord geskep het en alles in U hande hou,
Ons buig ons hoofde in eerbied voor U. Ons erken U grootheid, die oneindige krag wat U deur alle tye heen tentoonstel. Daar's niemand soos U nie, o Here. En ons buig nederig voor U ontzagwekkende majesteit. En ons vra dat U ons vul met U Heilige Gees, dat ons ook vanoggend U woord kan verstaan en met wysheid en insig daarvolgens lewe. Lei ons, o Gees van die waarheid, om die dieptes van die skrif te beleef, sodat ons geanker kan wees in U waarheid. Help ons vandag om iets meer te begryp van U ontzagwekkende almag, sodat ons U kan dien met 'n opregte hart. Ons gee U die eer en lof vir ewig en altyd, in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Kom ons sing nou met die oog op die skriflesing en die woordverkondiging, lied 255 vers 1 en 3, en ons kan gerus staan terwyl ons dit sing. Ons lees uit Jesaja 40. En dis 'n lang hoofstuk, so ek gaan vers 1 tot 8 lees en dan vers 25 tot 31. Jesaja 40, so begin dit. Troos, troos my volk, sê julle God. Praat mooi met Jerusalem. Roep haar toe dat haar gedwonge arbeid voltooi is, dat haar skuld afbetaal is. Ja, sy het uit die hand van die Here 'n dubbele straf ontvang vir al haar sondes. 'n Stem roep, maak in die woestyn die pad van die Here gereed. Maak in die Arabië
'n groot pad vir ons God gelyk. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel moet wegsak. Hobbelrige plekke moet gelyke grond word en rotsagtige terrein moet vallei word. Die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. Alle mense sal sê, toe, roep uit. En ek vra, wat moet ek uitroep? Alle mense is immers gras. En al hulle trou is soos 'n veldblom. Gras verdor en 'n blom verwelk, wanneer die asem van die Here daarop blaas. Waarlik, die volk is maar net gras. Ja, gras verdor, 'n blom verwelk, maar die woord van God hou stand vir altyd. En dan spring ek na vers 25 toe. Met wie wil julle my vergelyk, sodat ek soos hulle kan wees, vra die Heilige. Kyk boontoe en sien, wie het hierdie dinge geskep? Dis hy wat die hemelse leer een vir een uitlei. Hulle almal op die naam roep, deur die toedoen van hom wat groot vermoëns en geweldige krag het, ontbreek nie een nie. Waarom sê jy dan, Jakob, en beweer jy, Israel, my lewenspad is verborge vir die Here, my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie. Ondeurgrondelik is sy insig. Dit is hy wat vermoeides krag gee, wat lewenskrag vermeerder, vir die wat geen vermoëns het nie. Jong seuns word moeg en raak afgemat. Jong manne struikel en val. Maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. Hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop maar raak nie afgemat nie. Hulle loop maar word nie moeg nie. En ons gaan fokus in die lig van die hele hoofstuk op vers 1 en vers 28 en 29. Troos, troos my volk, sê julle God. 28, weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie. Ondeurgrondelik is sy insig. Dis hy wat die vermoeide krag gee, wat lewenskrag vermeerder vir die wat geen vermoëns het nie. Geliefde gemeente, ons bely elke Sondag soos ons dit vanoggend weer gedoen het. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde. Maar glo ons dit regtig met ons hele hart? Besef ons wat God se almag vir ons lewens beteken? Een van die mees algemene struikelblokke in ons geloof is dat ons te klein van God dink. Dis een van die mees algemene struikelblokke. Dinge soos finansiële druk, gesondheidsuitdagings, verhoudings wat dalk kraak, die politieke spanning in ons eie land, die oorloë in die hele wêreld. En as ons net daarna kyk, dan vergeet ons so maklik, dit is die almagtige God wat steeds
alles beheer. As ons enige van die eienskappe van God ignoreer, dan ontwikkel ons 'n heeltemal skewe konsep van God. Veral dat ons van hom te klein dink. Wanneer sy geregtigheid en sy heiligheid en sy almag vergeet word, dan dink mense naderhand, God is maar soos 'n liewe oupakkie. Die grootste dwaalleer wat deur die eeue in kerke ingeslyp het gekom dat God self in mense se gedagtes gereduseer word. En dan word mense se lewens geknel, sonde word onderskat en Christus self word verguis. Dit is wat met Israel gebeur het in die tyd voor en net na die tyd van die Babyloniese ballingskap. En juis in die tyd kom die profeet Jesaja in opdrag van die Here om hulle te vertroos. Daarom het hierdie hoofstuk so begin. Troos, troos my volk, sê julle God. En omdat hulle God se grootheid, sy almag vergeet het, troos die profeet hulle juis verder in hierdie hoofstuk deur hulle te herinner aan hoe God se almag vanuit die hele skepping na vore kom. Kom ons kyk na 3 dinge in hierdie hoofstuk. Die eerste gaan ons kyk na God se almag in die skepping. Dan gaan ons kyk na God se almag in Jesus Christus en wat hy gedoen het. En dan gaan ons by wyse van praktiese toepassing vir ons afvra, wat is die impak van God se almag op gelowiges se lewens? Hier in Jesaja 40 kry die profeet die opdrag om die volk wat tydens die Babyloniese ballingskap geleef het te vertroos. Nou, 'n mens moet weet, dit was vir hulle 'n tyd van intense beproewinge. Rou. Hulle was wreed uit hulle land weggeruk, weggevoer. Die tempel in Jerusalem is op die grond afgebreek. En nou in Babylonië moes hulle aanpas by 'n lewe in 'n vreemde land, omring deur 'n kultuur wat totaal anders as hulle kultuur was. Hulle te verlies aan identiteit en 'n uitdaging om hulle geloof te behou in die aangesig van 'n politieke, godsdienstige heerskappy wat hulle glad nie meer kon deel nie. En te midde van al hierdie beproewings het die volk 'n sterk verlange gehad na verlossing. Daarom het Jesaja 40 so begin. God sê vir Jesaja, troos, troos my volk, sê julle God, gaan spreek na die hart van Jerusalem. Maar dan ten eerste moes hulle besef, God het nie sy volk verlaat nie. Hy het 'n plan om hulle te herstel en hulle terug te bring na hulle eie land. En dan in Jesaja se troosboodskap herinner hy die volk aan God se absolute, alles oorheersende almag. Die kennis dat God die skepper is, dat hy die heelal bestuur, dit bied onmeetbare troos. Dit verseker hulle is nie vergete nie. Die kennis dat God die skepper is, dat hy die heelal bestuur. Dan gebruik Jesaja herinneringe aan God se krag in die hele skepping van die begin af. En hy herinner hulle
Geen afgod van die heidene tussen wie hulle nou gewoon het, kan met sy mag en heerskappy vergelyk word nie. Want, sê hy, en verder, en wat ek nou nie gelees het nie, maar dit staan verder in die hoofstuk, die nasies van die wêreld is soos hom voor God, maar soos 'n druppeltjie in die emmer. Soos net 'n ou klein stoffie op 'n weegskaal. Al die nasies is soos niks voor hom, en dit moet ons ook vandag besef. Ten spyte van al die gewoel in die wêreld. Hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. 'n ewige God is die Here. Hy is die skepper van die uiteindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie. Ondeurgrondelik is sy insig. As ons net weer iets van God se almag wil besef, ek het net so ietsie hier ingevoeg om ons gedagtes te prikkel. Dink weer vir een oomblik vanmôre aan die heelal. In die Melkweg, die breë streep sterre wat jy elke aand as dit helder maan is, oor jou kan sien. Is daar tussen 100 en 400 miljard sterre. En die een wat die naaste aan ons is ongeveer 4,3 ligjare van ons verwyder. Met ander woorde, so ver, as jy na die naaste ster toe wil reis, met 'n spoed van 300.000 kilometer, dan gaan dit jou 300 kilometer per sekonde. Dan gaan dit jou ongeveer 4 jaar neem net om daar te kom. Die aarde is so klein, as jy by die heel naaste ster Alpha Centauri sou kon kom, dan sou jy nie eens die aarde sien nie, so klein is dit. Rigel, een van die sterre van die Orionbeeld, het 'n radius van ongeveer 78 keer van die son, wat 'n volume van ongeveer 475.000 keer groter is. En tog neem sy lig 860 jaar om ons te bereik. Volgens sterrekundiges is daar tussen 100 miljard en 2 triljoen sulke melkwegstelsels in die waarneembare heelal. Dis meer as wat daar mense op die aarde is. Daar's 4 balle groot sterre in die heelal, waarvan die deursnee van daai sterre groter is as die aarde se hele baan rondom die son. En dit alles, sê Job 26 vers 14, is maar die begin van God se dade. Die gefluister van sy woorde. Hierdie enorme skepping herinner ons aan God wat alles te bowe gaan. En daarom stel hy hom homself in die Bybel by omtrent 50 keer bekend. Ek is God almagtig, in die Ou Testament Hebreëus El Shaddai, God almagtig, en in die Nuwe Testament Pantokrator, wat beteken die almagtige. Ken jy God so? Dink jy gereeld so aan God?
Maar nou kyk ons na sy almag in Jesus Christus. Want dit wat Jesaja oor God se troos gesê het, het waar geword in Jesus Christus. Die feit dat God Jesus Christus mens geword het, Johannes 1 vers 14, dis op sigself reeds 'n wonder van sy goddelike almag. Die menswording van Jesus wys dat die almagtige God gekies het om sy grootheid van sy verlossing en vergifnis vir sondaar mense te openbaar, juis deur 'n nederige diens aan mense met Jesus se menswording. Jesus se bediening is dikwels gekenmerk deur sy almagtige wonders wat hy gedemonstreer het. Die genesing van siektes, die opwekking van dooies, die vermenigvuldiging van die brood en die visse. Al sy dade bevestig Jesus se goddelike autoriteit dat hy self die storms op die see kan stilmaak. En op die mees omvattende manier is God se grootheid geopenbaar deur Jesus se kruisdood en opstanding uit die dood. Dis 'n bevestiging van God se almag en sy grootheid, dat hy lewe gee aan wie hy wil. Jesus het God die Heilige Gees ook beloof, en in Christus het God sy liefde, geregtigheid en mag op so intieme, tasbare manier geopenbaar. Jesus se lewe en werk en verlossing, dit demonstreer die grootheid van sy almag op die mees betekenisvolle manier, en dit bied daarom aan elke mens die geleentheid om die ewige lewe deur Christus te mag ontvang. So het Jesus dit homself bekend gestel dat Johannes 3, elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê. En kom ons kyk nou watter impak moet dit op ons lewens hê. In die eerste plek versterk dit as ons God se almag besef en onthou, dan versterk dit ons vertroue. Wanneer jy weer daaroor nadink, dan moedig dit ons aan om te vertrou, maar ons het 'n almagtige God wat in beheer is. En dis ons bron van troos in tye van krisis, die wete dat God die heelal in sy almagtige hande hou. Sy onvergelyklike mag verseker ons dat hy ons nooit sal verlaat nie of versaak nie. So staan dit hier in vers 29. En dit versterk ons hoop dat God uiteindelik sy kinders volkome gaan verlos. Soos wat hy hulle beloof het, hy gaan hulle terugbring uit die ballingskap. En dit gee ons perspektief op verandering. Die kontrastering van menslike swakheid met God se almag herinner ons aan die beperkte aard van alle menslike vermoëns, maar daarteenoor die onbeperkte krag van God. En dit moet ons aanmoedig om nooit net op ons eie krag te vertrou nie, maar op die Here verleiding en sterkte. Die wete dat God almagtig is in die hele geskiedenis, sowel as die toekoms in sy hande hou,
dit sal ons met groter vrymoedigheid laat optree. Want ons weet dat die almagtige God enige menslike hart kan verander en na hom toe trek deur die krag van die evangelie. En daarom is dit die vernaamste motivering juis vir sending en evangelisasie. Jesus sê in die groot opdrag van Matteus 28, dan begin hy daarmee: aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Gaan dan en bring die evangelie na alle mense toe. Met 'n sterk besef van God se almag kan gelowiges enige teestand of die afkeur van mense kan hulle ten spyte daarvan voortgaan. As die almagtige God, sê Paulus, as hy vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Dit bevry ons van vrees, gee ons die krag om vol te hou, om te getuig, selfs as daar teenkanting is. Maar nou, 'n beter begrip van God se almag gaan 'n baie groot, goeie invloed hê op ons gebedslewe. As jy besef dat jy tot 'n almagtige en groot God bid, dan ontwikkel jy dieper vertroue dat hy jou gebede gaan hoor en dat hy daarop reageer. En dit gee vertroue in volhardende gebed. En dan fokus jy nie net op jou eie behoeftes as jy bid nie, maar ook op God se wonderlike dade en karakter. 'n Goeie stukkie advies wat ek geleer het, is begin maar altyd jou gebed met lofprysing en aanbidding. Soos ons het vanoggend ook gesing het in ons woorde, toe die diens begin het. Hoe groot is U, hoe groot is U. Wanneer jy ootmoedig voel, kan die wete dat die almagtige God jou nuwe krag gee, kan jou sekerheid gee wanneer jy bid. Die Here hoor jou. Die belofte moedig jou aan, dat God jou geestelik gaan vernuwe, sodat jy in gebed kan volhard. Die vertroue dat God soewerein en almagtig is, dit bring diep innerlike vrede. En nou, 'n dieper besef van God se grootheid en almag, gee jou ook gerusheid om jou eie sterfdag tegemoet te gaan. 'n Besef van sy grootheid, dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê, soos Jesus self in Johannes 3 vers 16 beloof het. En dit help jou, dit gee die vertroue om die angs van die onbekende met gerusheid en sekerheid te vervang. 'n Beter besef van God se almag en onmeetlike krag en ook sy beheer oor die dood, soos dit na vore gekom het in Jesus se opstanding. Dit gee die sekerheid, kinders van die Here, die dood gaan nie jou einde wees nie. Dis net 'n deurgang om vir ewig by hierdie almagtige God te kan wees. 'n Oorgang na die ewige lewe met hom. 'n Besef van sy alles insluitende almag, sy majesteit. Dit sal jou gereed maak om voorberei te wees wanneer jou sterfdag aanbreek.
ek sluit af. Ek wil graag dit net sê, wat ek nooit sal vergeet nie. Is toe ek 'n kind was, ek was nog nie heeltemal 10 jaar oud nie, het my ma, my moeder, plotseling die aand gesterf. Maar in ons huisgodsdiens, sy het seker self nie geweet wat gaan gebeur net daarna nie. En soos wat my oorlede pa dikwels gedoen het, dan vra hy nou maar, het een van julle 'n voorstel, wat sing ons nou? En toe het sy gesê, kom ons sing Psalm 104 vers 20. Ek wil terwyl ek lig geniet, Gods grootheid sing in psalm en lied, en die oorpeinsing van my gees, mag dit hom welgevallig wees. Geliefdes, Jesaja 40 bied 'n diep, vertroostende, bemagtigende perspektief op God se almag en majesteit, en dit versterk ons geloof en dit help ons om met groter moed en standvastigheid in 'n veranderende, uitdagende wêreld steeds ons roeping te vervul. Amen. Kom ons dank die Here saam. Almagtige hemelse Vader, ons kom voor U met harte vol dankbaarheid, omdat ons die wonderlike troos van U almag opnuut gehoor het uit die woorde van Jesaja 40. En ons prys U vir U grootheid, dat U die skepper is wat die sterre aanroep, en dat nie een van hulle ontbreek nie. En dat U juis in die gedeelte ook sê, Vader, U gee krag aan die wat moeg is. En U versterk die wat geen kragte het nie. Ons dank U, dat U ons troos met hierdie versekering van U almag, wetende, U is ook ons herder, wat ons lei, en ons in U arms van liefde en beskerming dra. Dankie, Here, dat U altyd by ons is, en ons bemoedig selfs te midde van enige moeilikhede en onsekerhede. Ons is dankbaar dat ons op U kan vertrou, dat ons laste aan U kan oorgee, en dat U ons nuwe krag gee, op die vlerke van die geloof te kan sweef soos arende. Ons bid vanmôre vir ons predikante in hierdie gemeente, Dominee Paul Libbinge en Dirk de Bruin. Here, lei hulle deur U Gees in al hulle dienswerk, en dat hulle ook vir die gemeente voorbeelde kan wees van oorgawe aan die almagtige God. Ons bid vir U leiding en wysheid vir elkeen van ons ouderlinge en die diakens, dat hulle as herders in die gemeente en die diakens U liefde so konkreet maak dat dit die hele gemeente aanspoor om U liefde in die wêreld te laat skitter. Ons bid vir U genade vir almal wat siek en swak is, dat U aan elkeen en elke vermoeide U krag gee. Ons bid, Here, ook vir elke ouer, huisgesin en kinders, dat daar regtig verbondsonderrig mag plaasvind, want U is die God van ouers en kinders. Ons bid vir ons land en al sy mense.
Ag Here, wil U ware geregtigheid en versoening gee tussen al ons taal- en bevolkingsgroepe en rassegroepe in hierdie land, dat ons in vrede hier kan lewe saam met mekaar. Ons bid, Here, met groot erns vir ons eie regering, wat in 'n besonder moeilike tyd moet stry teen soveel korrupsie, en dat hulle ware geregtigheid in hierdie land moet herstel. Ons bid vir vrede in al die oorloë in die wêreld, vanoggend spesifiek weer vir die oorlog in die Oekraïne, en ons bid in besonder vir Dominee Hero Hakebord en sy gesin en hulle gemeente in Lviv, wil U hulle in hierdie oorlogtyd bewaar, naby U hou en hulle versterk. Here, met geestelike oë wat gefokus is op U almag, U heerlikheid, loof ons U naam, erken keer op keer dat U ons enigste koning en verlosser is. Al die eer, lof en verheerliking bring ons na U. In die wonderlike naam van Jesus Christus loof en prys en smeek ons om U. Amen. Daar's nou geleentheid om ons liefdegawes vir die diakens af te dra. Kom ons sing Psalm 33, vers 10 en 11. Goedertieren Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag. Slaan ons gunstig gade,
Skenk ons u genade as ons op u wag. Psalm 33 vers 10 en 11. En dan na die slotseën gaan ons nie die amen sing nie, maar ons gaan skrifbruiming 20:2 sing. Dis op die melodie van Psalm 134 nadat die seën uitgespreek is. Ontvang die seën van die Here, geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Daar's enkele afkondigings namens die kerkraad. Johan Koortse, nuwe lidmaat van Port Elizabeth, is hulle vanoggend hier, wil hulle oomblik opstaan? Is hulle nie vandag hier nie. En ek sien 'n naam wat ek in Pots al leer ken het, Nardus en Bet Conradi van Potchefstroom die Bult, ontvang ons hier, is julle hier vandag, Nardus? Nee, lyk my hulle is ook nie hier nie. En dan nog Dalene Swart van die Gereformeerde Kerk Heidelberg, dis die ouma van Boeta en Isel Swart. Is sy vanoggend hier. Baie welkom aan hierdie nuwe lidmate. Dan het uit ons gemeente vertrek met attestasie na Jeffreys Bay, Jan en Linkie de Beer en Louisa Ehlers. Wat 'n lief en leed betref, Kobus Boysen se broer is die afgelope Vrydag
skielik oorlede. Mag die Here Kobus en hulle familie ryklik vertroos. Corrie Zietsman se man, Philip, is in die hospitaal. Ons bid vir genesing daar. En ons dink veral aan Callie en Marie Skutte, ons kantoordame. Callie is weer in die hospitaal vir behandeling. Dan herinner ons aan die samekoms wat die evangelisasiediensgroep reël saam met die Gereformeerde Kerk George eerskomende Saterdag, en dit gaan oor die eenheid van die hele Bybel, om mense te help om te sien wat is die goue draad wat dwars deur die Bybel gaan. Ek self gaan 'n lesing gee, maar ook dan 2 baie bekwame ander mense wat ook daaroor gaan praat. Die registrasie daarvoor is in die Gereformeerde Kerk George, sal die oggend 8:00 begin, en dan begin die eerste lesings 8:30. En die Bybelskool gaan ook weer vanmiddag voort, dan gaan ons nog verder uitbrei op die eienskap van God se almag. Laurens Botha gaan 'n spreekbeurt kry. Kan hy na vore kom? Sê weer, o ja, die verjaarsdag het ek vergeet. Baie geluk aan almal wat verjaar. Ernst Joubert verjaar vandag. Corneille Besuidnout môre. Janneke, dis Dinsdag. Christel Prinsloo ook Dinsdag. Doleen Viljoen en Janet Wippelinger. Fanny Kreur verjaar ook hierdie week. Naomi Pretorius, Alwine Eilers, Gerda Koekemoer, Matilda Muller, Samuel Pieterse, Marita Reineke verjaar hierdie week, Martie Rottier verjaar, André Steyn verjaar. Ons wens hulle baie hartlik geluk, mag die Here julle vreugde gee in 'n nuwe lewensjaar. En dan gaan Laurens iets kom sê. Goeiemôre broeders en susters. Vergun my net die volgende, net om vir Prof Flip baie dankie te sê vir die boodskap, treffende boodskap vanoggend. Sterkte en seën ook op die werk wat jy en jou span doen. Dan vergun my net, die Gideons Bybelgenootskap het gevra vir 'n inligtingssessie, en 'n kort inligtingssessie. Nou een van die lede van die Bybelgenootskap is hier by ons. Ek vra vir Wessel Oosthuizen. Dankie Wessel. Goeiemôre broeders en susters. Die Gideonsbediening het my verander van 'n passiewe Christen na 'n aktiewe Christen. Daarom is dit vanoggend vir my 'n wonderlike voorreg om met my gemeente te kan praat oor wat hierdie bediening doen en vir my beteken. Ek wil begin met 'n klein getuienis. Ongeveer 10 jaar gelede was een van ons Gideonsbroers op pad om 'n plasing te gaan doen by 'n skool in Kaapstad, naby die lughawe. By 'n robot word hy gekaap. Hy word geskiet. Een van die kapers ruk die kattebak oop. En wat kry hy? Bokse en bokse vol klein testamentjies soos hierdie. Hy raak paniekerig en begin skree. Julle het die dominee geskiet. Julle het die dominee geskiet. Die kapers skrik en almal hardloop weg. Ons Gideon broer besef eers skielik, maar hy's nie dood nie. Hy sien, hy kyk af, hy sien geen bloed nie. Hy haal die klein testamentjie wat hy daardie oggend sou gebruik het by die aanbieding by die skool uit sy binnesak van sy baadjie. Die patroon is gestop deur daardie testament. Hoe almagtig is ons God nie.
In Handelinge 1 vers 8 gee Jesus een van sy laaste opdragte aan sy disippels. En hy sê vir hulle, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. En dit julle is wat ons as Gideons doen. Ons plaas die lewende woord van God in Mosselbaai, Suid-Afrika, Afrika. Ons volgende groot plasing is juis in Rwanda en tot aan die uithoeke van die wêreld. En ons plaas nie net hierdie testamente in skole en hotelle soos almal dink nie. Ons besoek in Mosselbaai as Gideons elke Sondag elke gevangenis en tronk by die polisiestelle. Daar deel ons die evangelie persoonlik met almal wat bereid is om te luister. En die wat luister, ontvang 'n testamentjie soos die in die taal van sy of haar keuse. Dan, wie van julle het ooit so 'n testamentjie ontvang? Kan ek gou sien? Dis fantasties. Ons poog steeds om vir elke hoërskoolleerling in graad 8 so 'n testament te gee. Dis egter baie moeilik, want daar is so baie, 7.500 skole tans in Suid-Afrika, en ons is 2.500 Gideons. Baie van die testamentjies gaan lê waarskynlik in 'n laai, maar vir van die kinders is dit 'n lewensveranderende oomblik. Vir van hulle is dit die enigste testament wat hulle ooit in hulle lewe sal besit of sal ontvang. Die oes is ongelooflik groot julle, en die arbeiders is so min. Die Gideons is ook 'n verlengingsarm van die kerk. Om te kan aansluit by die Gideons, as man of as vrou, is een van die vereistes, dat jy lid moet wees van 'n heilige algemene Christelike kerk soos ons in. Jy kan nie aansluit as jy nie lid is nie. Die passie van die Gideons is om die evangelie te versprei. En ons doen dit deur persoonlike gesprekke met mense, en dan vir daai persone so 'n testament te gee, en om testamente soos hierdie groote by die kruispaaie van die lewe te gaan plaas. Baie van julle het dit al in 'n hotel gesien in 'n gastehuis, en julle mag gedink het, daai testament is maar net daar vir die ou wat sy Bybel by die huis vergeet het. Die persoon wat egter op die punt was om selfmoord te pleeg, en as laaste uitweg, daai testament oopgemaak het, en begin lees het, en tot bekering gekom het, sal jou definitief anders oortuig. As enige een van julle dit op die hart gelê word om moontlik by hierdie bediening betrokke te raak, jy hoef nie noodwendig aan te sluit nie, daar's baie maniere. Kom praat na die tyd met my en Juanita. Jy sal nie spyt wees nie. Ons sal die voorstaan om vinnig te kan verduidelik. Daar's soveel meer goed wat ons vir julle kan sê. Baie dankie dat ek vanoggend met julle kom praat en dat julle bereid was om te luister. En mag God ons gemeente hier in Mosselbaai en ons wonderlike predikante wat ons bevoorreg is om te hê, ryklik seën. Baie dankie.